Hartlik welkom by hierdie voorlesing van die Sabbatskoollesse, spesiaal voorberei vir blindes en swaksiendes. Die lesse word verskaf deur die Algemene Konferensie van die Sewende-dag Adventiste Kerk en die voorlesing word deur Marleyna Nel gedoen, namens SSL. Derde kwartaal, les 1, vir 28 Junie tot 4 Julie. Onderdrukking, die agtergrond en die geboorte van Moses. Sabbatmiddag. Lees vir hierdie week se studie Eksodus 1 vers 1 tot 22, Genesis 37 vers 26 tot 28, Genesis 39 vers 2 en vers 21, Handelinge 7 vers 6, Galasiërs 3 vers 16 en 17, Eksodus 2 vers 1 tot 25. Geheever. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Eksodus 2 vers 23 tot 25. Die boek Eksodus ego met verhale van die onderdruktes, die gemarginaliseerdes, die vervolgdes, die uitgebuites en die vernederdes. Daarom kan mense vandag wat voel asof hulle verlate, vergete en verslaaf is, hoop vind, want dieselfde God wat die Hebreërs gered het, kan hulle ook red. Eksodus spreek die bestaanstryd van die lewe aan, as ook die onreg en beproewings wat deel is van hierdie wêreld. Almal kan bemoedig word deur die verhale van God se ingryping ten gunste van sy lydende volk. God hoor die geroep van die onderdruktes, sien hulle stryd, let op hulle trane en kom hulle in hulle pyn te hulp. God neem die inisiatief om die wat hom vertrou te red. Ons moet eenvoudig in geloof aanvaar wat hy vir ons bied. Dit is waarom die boek Eksodus bestudeer behoort te word. Dit wys na wat Jesus vir ons almal gedoen het. Dit is 'n boek oor verlossing, bevryding en finale heil. Alles wat aan ons behoort, deur geloof in Christus Jesus en wat hy vir ons verseker het. Te midde van die chaos en duisternis, as ons oë op God gefestig is, kan ons sy teenwoordigheid, sorg en hulp raak sien, terwyl hy ons lei na die ewige beloofde land. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 5 Julie. Sondag 29 Junie. God se volk in Egipte. Die boek Eksodus word in Hebreëus Shemot genoem, wat letterlik name beteken. Hierdie naam kom van die openingswoorde van hierdie antieke dokument, en dit is die name. Die name van die aartsvader Jakob se familie word sommer aan die begin van die boek genoem. Lees Eksodus 1 vers 1 tot 7. Watter belangrike waarheid vind ons hier? En dit is die name van die seuns van Israel wat saam met Jakob na Egipte gekom het, elkeen met sy huis gekom. Reuben, Simeon, Levi en Juda, Isaskar, Sebulon en Benjamin, dan Naftali, Gad en Aser, en al die siele wat uit Jakob se lendende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was reeds in Egipte. Toe sterf Josef en al sy broers in daardie hele geslag, maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en sterk vermeerder en uitermate magtig geword, sodat die land van hulle vol was. Eksodus 1 vers 1 tot 7. Die boek Eksodus begin met 'n herinnering aan God se seën. Toe die aartsvader Jakob en sy familie hulle in Egipte kom vestig het, was hulle net 70 mense. En die seuns van Josef, wat vir hom in Egipte gebore was 2 siele. Al die siele van die huis van Jakob wat in Egipte gekom het, was 70. Genesis 46
vers 26. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Eksodus 1 vers 5. Maar later lees ons, maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en sterk vermeerder en uitermate magtig geword, sodat die land van hulle vol was. Eksodus 1 vers 7. Teen die tyd van die uittog het hulle reeds getel, ongeveer 600.000 voetgangers, die mans alleen sonder die kinders. Eksodus 12 vers 37. Lees Eksodus 1 vers 8 tot 11. Wat was die situasie van die Israeliete teen die tyd van die uittog? Toe staan daar 'n nuwe koning op oor Egipte, wat van Josef niks geweet het nie. En hy sê aan sy volk, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons wys optree teenoor hulle, sodat hulle nie vermeerder nie. Anders gebeur dit dat, as daar 'n oorlog uitbreek, hulle ook by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek. Toe het hulle opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle te verdruk met hulle laste. En hulle het vir Farao voorraadstede gebou, naamlik Pitom en Raamses. Eksodus 1 vers 8 tot 11. Die Bybelteks skets die verhaal van die kinders van Israel en Egipte in donker kleure. Die boek Eksodus begin met hulle slawerny, onderdruk deur Egiptiese werksmeesters wat hulle aan die harde arbeid onderwerp het. Maar Eksodus eindig met God se vredevolle teenwoordigheid in die tabernakel wat in die middel van die Israelitiese kamp was. Sien gerus Eksodus 40. Tussen hierdie twee uiterstes word God se oorwinning beskryf. Deur sy volk uit slawerny te bevry, die Rooi See oop te maak en die sterkste weermag van daardie tyd te oorwin, openbaar God sy krag teen die magte van die bose. Ironies genoeg, hoe meer hulle onderdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig. Die Bybel sê, maar hoe meer hulle, die Egiptenaars, hulle verdruk het, hoe meer het hulle vermeerder en hoe meer het hulle uitgebrei, sodat hulle 'n afskeid geword het vir die kinders van Israel. Eksodus 1 vers 12. Met ander woorde, ongeag die mense se planne, bly God in beheer en sal hy sy volk red, selfs al lyk dinge uit die menslike perspektief hopeloos. 'n Nuwe koning het opgestaan wat nie vir Josef geken het nie. Wat leer hierdie gedeeltes ons oor hoekom ons nooit die omstandighede waarin dit goed gaan as vanselfsprekend moet aanvaar nie? Maandag 30 Junie. Die historiese agtergrond. Toe Jakob se familie in Egipte aangekom het, na 'n hongersnood in Kanaan, Genesis 46, was die Egiptiese koning vriendelik teenoor die Hebreërs as gevolg van Josef en alles wat hy vir die Egiptenare gedoen het. En Farao sê vir Josef, kyk, ek het jou bo alle land van Egipte gestel. Toe het Farao sy seelring van sy hand afgehaal en dit op Josef se hand gesit. En hy het hom met fyn linneklere geklee en 'n goue halssnoer om sy nek gesit. En hy het hom laat ry in die tweede wa wat hy gehad het. En hulle het geskree voor hom, buig die knie. En hy het hom bo alle land van Egipte gestel. Genesis 41 vers 41 tot 43. Wat was die sleutel tot Josef se verbasende sukses in Egipte na so 'n moeilike begin? Toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. Genesis 37 vers 26 tot 28. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. Genesis 39 vers 2. Maar die Here was met Josef,
en hy het goedertierenheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenes. Genesis 39 vers 21. Die mees waarskynlike historiese agtergrond van die Jose verhaal is die volgende. Die nuwe heerser in Eksodus 1 vers 8, wat nie Josef geken het nie, is Almose 1580 tot 1546 voor Christus. Daarna het Amenhotep 1553 tot 1532 voor Christus gekom. Die heerser wat die Israeliete gevrees en onderdruk het. Later het Tutmose 1532 tot 1514 voor Christus die doodsbevel uitgereik oor alle manlike Hebreëse kinders. Sy dogter Hatshepsut 1504 tot 1482 voor Christus was die prinses wat Moses as haar seun aangeneem het. Farao Thutmose die derde 1504 tot 1450 voor Christus, wat 'n tyd lank mede-heerser saam met Hatshepsut was die farao van die uittog. Die uittog het, volgens die beste berekeninge, in Maart 1450 voor Christus plaasgevind. Sien William H. Shea, Exodus, Date of the International Standard Bible Encyclopedia, geredigeer deur Jeffrey W. Bromley. Deel 2, bladsy 230 tot 238. Om die tyd van die uittog te verstaan, bestudeer die volgende Bybeltekste. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Genesis 15 vers 13 tot 16. En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daardieselfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egipteland getrek. Eksodus 12 vers 40 en 41. Terwyl Israel in Hesbon met sy onderhorige plekke en in Aroer met sy onderhorige plekke en in al die stede wat langs die Arnon lê 300 jaar lank gewoon het, waarom het julle dit dan nie in die tyd ontset nie? Rigters 11 vers 26. En in die 480ste jaar, na die uittog vir die kinders van Israel uit Egipteland, in die 4de jaar van Salomo se regering oor Israel, in die maand Sif, dit is die 2de maand, het hy die huis vir die Here gebou. 1 Konings 6 vers 1. Sien ook Handelinge 7 vers 6, Galasiërs 3 vers 16 en 17. Die eerste hoofstuk van Eksodus dek 'n lang tydperk. Van die tyd van Josef, toe sy vader Jakob met die hele familie Egipte binnegegaan het, tot Farao se doodsbevel. Al bestaan daar debat oor die presiese aantal jare, wat saak maak is dat, selfs al was sy volk in 'n vreemde land, ondergeskik, die Here het hulle nie vergeet nie. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. 1 Korintiërs 13 vers 12. Al is baie besonderhede oor die Hebreërs in Egipte in daardie tyd nog verborge, ten minste vir nou, skyn God se karakter steeds deur die bladsye van hierdie boek en dwars deur die skrif. Ons kan weet dat, maak nie saak hoe erg dinge lyk nie, God is altyd daar. En ons kan hom vertrou in watter situasie ons ook al onsself bevind. Dinsdag 1 Julie, die Hebreëse vroedvroue. Mens kan nie die boek Eksodus verstaan sonder om die leringe van Genesis as uitgangspunt te neem nie.
Die Jode het na Egipte verhuis en na 'n tydperk van groot voorspoed en vrede is hulle tot slawerny gebring. Maar God het sy volk nie aan hulle probleme oorgelaat nie, al het dit soms dalk so gevoel. Ongetwyfeld het baie van die Hebreëse mense hulle lot begin betwyfel. Tog kom God in tye van benoudheid om te help met sy magtige hand. Ons Here bemoedig sy volgelinge. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 15. Lees Eksodus 1 vers 9 tot 21. Watter sleutelrol het die getroue vroedvroue gespeel en waarom word hulle onthou in die geskiedenis? Die nuwe koning oor Egipte het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Raamses gebou, maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met 'n Hebreëse vroedvrou, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. En as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos wat die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Eksodus 1 vers 9 tot 21. Geen Farao word in die boek Eksodus by naam genoem nie. Hulle dra slegs die titel Farao, wat beteken koning. Die Egiptenare het geglo dat die Farao 'n god op aarde was, die seun van die god Ra, of Osiris, of Horus. Ra is as die hoogste Egiptiese god beskou, die songod self. Tog, ondanks al sy mag, kon hierdie god nie die vroedvroue dwing om teen hulle oortuigings op te tree nie. In werklikheid, in teenstelling met die naamlose Farao, word die twee vroedvroue by hulle name genoem, Sifra en Pua, in Eksodus 1 vers 15. Hulle word hoog geag, omdat hulle die Here gevrees het. Farao se goddelose opdrag het geen invloed op hulle gehad nie, omdat hulle God meer gerespekteer het as die bevele van 'n aardse heerser. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Handelinge 5 vers 29. Daarom het God hulle geseën met hulle eie groot families, wat 'n kragtige getuienis van getrouheid. Hierdie vroue, ongeag hoe min hulle dalk van teologie geweet het nie net geweet wat reg was nie, maar ook gekies om dit te doen. Toe Farao sien dat sy plan misluk het hy die Egiptenare beveel om al die manlike babas wat aan die Hebreërs gebore is, dood te maak. Hulle moes hulle in die Nylrivier gooi, waarskynlik as 'n offer aan Hapi, die god van die Nyl en ook 'n god van vrugbaarheid. Dit is die eerste aangetekende keer dat Jode, net omdat hulle Jode is, doodgemaak moes word. Die doel van die doodsbevel was om die Hebreërs te onderwerp, alle manlike nageslagte uit te wis, en die vroue in die Egiptiese volk op te neem, en so die bedreiging wat Farao in hulle gesien het, te beëindig.
Die vroedvroue het nie net geweet wat die regte ding was om te doen nie, hulle het dit ook gedoen. Wat is die duidelike boodskap hierin vir ons? Woensdag 2 Julie, Moses word gebore. Lees Eksodus 2 vers 1 tot 10. Watter rol het God se voorsiening en beskerming in Moses se geboorteverhaal gespeel? En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk, en sy het die seentjie daarin neergelê, en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit uithaal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreë. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, ek sal vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog. En die Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou 'n loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water uitgetrek. Eksodus 2 vers 1 tot 10. Die historiese agtergrond van Moses se geboorte en lewe is opwindend, want hy het geleef tydens die tyd van die beroemde Egiptiese 18de dinastie. Een koning van hierdie dinastie, Thutmose die 3de, wat die Napoleon van Egipte genoem is, word as een van die beroemdste farao's van antieke Egipte beskou. Al was Moses met geboorte onder 'n doodsvonnis, is hy gebore as 'n spesiale seun. Die Hebreëse term beskryf meer as uiterlike skoonheid. Hierdie woord word byvoorbeeld gebruik om God se werk tydens die skepingsweek te beskryf, toe hy alles as goed, selfs baie goed, verklaar het in Genesis 1 vers 4, 10 en 31. As 'n nuwe skepping sou hierdie goeie kind volgens God se plan die volwasse leier word, wat die Hebreërs uit slawerny sou lei. By hierdie baba se geboorte, veral onder sulke benarde omstandighede, wie sou sy toekoms kon voorsien? Tog sou God sy woorde aan Abraham, Isak en Jakob vervul. Hy het met hulle 'n verbond gesluit, dat hy hulle nageslag die beloofde land sou gee. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham en Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Eksodus 2 vers 24 en 25. En ja, hy sou hierdie top baba dekades later gebruik om presies dit te doen. Tot dan is Moses deur die Egiptiese prinses Hatshepsut as haar seun aangeneem. Die naam wat aan Moses gegee is, het 'n Egiptiese oorsprong en beteken seun van of gebore uit, soos gesien in die name Amose, seun van Ak, of Thutmoses, seun van Toth. Sy naam is dus in Hebreëus weergegee as Moshe, naamlik uitgetrek. Sy lewe is wonderbaarlik gespaar toe hy uit die rivier uitgetrek is. Ons weet van net 'n paar dinge oor sy vroeë lewe. Nadat hy op wonderbaarlike wyse gered en deur Hatshepsut aangeneem is, het Moses sy eerste 12 jaar by sy oorspronklike familie deurgebring, soos gelees in Eksodus 2 vers 7 tot 9. Daarna het Moses die beste Egiptiese opleiding ontvang, alles met die doel om hom voor te berei om die volgende farao van Egipte te word.
Hoe fascinerend is dit nie, dat soveel van daardie opleiding uiteindelik nutteloos sou wees, of selfs sou werk teen dit wat werklik saak maak nie, die kennis van God en van sy waarheid. Hoeveel is jy tans besig om aan te leer wat uiteindelik nutteloos is vir dit wat regtig saak maak? Donderdag 3 Julie, 'n verandering van planne. Lees Eksodus 2 vers 11 tot 25. Watter gebeure het vinnig plaasgevind wat die hele rigting van Moses se lewe verander het? En watter lesse kan ons uit hierdie verhaal leer? En in die dae, toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broer slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan, soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak, maar Moses het van Farao al weggevlug en in die land van Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gou? En hulle antwoord, 'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogter, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy kan brood eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle geroep om hulp, en hulle slawerny het opgeklim tot God, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Eksodus 2 vers 11 tot 25. Wat sou Moses doen? Sou hy swig voor die lokval van Egipte en die plesier van die paleis, of sou hy lyding verduur saam met sy beproefde volk? Gebeure het spoedig vir hom 'n besluit afgedwing. Toe Farao van hierdie saak hoor, wou hy Moses doodmaak, maar Moses het van Farao gevlug en in die land Midian gaan woon, en hy het gaan sit by 'n put. Eksodus 2 vers 15. Na die moord op die Egiptenaar het Moses eintlik geen keuse gehad nie, ten minste nie om in Egipte te bly nie. Dus, watter planne ook al daar was, dat hy die troon van Egipte sou bestyg en 'n god sou word, daardie planne het vinnig tot 'n einde gekom. In plaas daarvan om 'n valse god te word, sou Moses die ware God dien. Geen twyfel dat Moses, toe hy vlug, geen idee gehad het wat die toekoms vir hom inhou nie. Die hele saak van Moses se moord op die Egiptenaar is vinnig onder die Egiptenaars versprei en sterk oordryf, het dit die ore van die Farao bereik. Dit is aan die koning voorgestel as iets gewigtigs, dat Moses van plan was om sy volk teen die Egiptenaars te lei, die regering omver te werp en homself op die troon te plaas, en dat daar geen veiligheid vir die koninkryk sou wees solank hy leef nie. Die monarg het dadelik besluit dat hy moes sterf, maar toe Moses van sy gevaar bewus word, het hy gevlug en in die rigting van Arabië vertrek.
Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 247. Moses het 120 jaar oud geword, soos ons lees in Deuteronomium 34 vers 7, en sy lewe kan in 3 dele van 40 jaar elk verdeel word. 1. Die eerste 40 jaar in Egipte, grootliks in die koninklike paleis. 2. Die tweede 40 jaar by Jethro se huis in die gebied van Midian. En 3. In die laaste 40 jaar, waarop die grootste deel van die eerste 5 boeke van Moses fokus, en ook hierdie kwartaal, vertel die verhaal van Israel se vroeë roeping om as getuies vir 'n wêreld wat in afgoderry gedompel was op te tree, en so die natuur en karakter van die ware God te openbaar. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here onse God, so dikwels as ons hom aanroep. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Deuteronomium 4 vers 6 tot 8. Was dit God se plan dat Moses die Egiptenaar moes doodmaak? Indien nie, wat leer hierdie verhaal ons oor hoe God enige situasie kan oorheers en dit vir sy eie doeleindes kan gebruik? En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 28. Hoe help Romeine 8 vers 28 ons om hierdie belangrike waarheid te verstaan? Vrydag 4 Julie. Verdere oordenking. Lees Ellen G. White, Moses, bladsy 241 tot 251 in Patriarge en Profete, wat jou betekenisvolle insigte sal gee oor die gedeelte van die Bybel wat hierdie week bestudeer is. Die Bybelteks stel dit duidelik. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gemaak soos die koning van Egipte hulle beveel het nie, en die seentjies laat lewe. Eksodus 1 vers 17. Ellen G. White gee 'n treffende kommentaar oor die getrouheid van die vroedvroue en die messiaanse verwagting. Bevele is gegee aan die vroue wie se werk hulle die geleentheid gegee het om die opdrag uit te voer, om die Hebreëse seentjies by geboorte dood te maak. Satan was die dryfkrag agter hierdie besluit. Hy het geweet dat daar 'n verlosser onder die Israeliete sou opstaan, en deur die koning daartoe te lei om die kinders te vernietig, het hy gehoop om die goddelike doel te verydel. Maar die vroue het God gevrees en het nie die wrede opdrag uitgevoer nie. Die Here het hulle optrede goedgekeur en hulle voorspoedig gemaak. Patriarge en Profete, bladsy 242. Die goeie nuus te midde van dit alles is dat, ten spyte van Satan se planne, God die mag het om tussen beide in te tree, en hy gebruik getroue mense om die vyand se pogings te verydel. Ons leef wel in die gebied van ons vyand. Jesus noem hom die owerste of heerser van die wêreld. Satan het hierdie posisie van Adam gesteel, maar Jesus Christus het hom oorwin, deur sy lewe en deur sy dood aan die kruis. Al is Satan steeds lewendig en aktief, soos ons sien in sy poging om kinders te laat doodmaak, is sy eie einde verseker. Nou is dit die oordeel van die wêreld, nou sal die owerste van die wêreld buitentoe gedryf word. Johannes 12 vers 31. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Johannes 16 vers 11. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid.
En die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Openbaring 20 vers 9, 10 en 14. Die goeie nuus is dat die moeilikhede van die lewe deur God se genade oorkom kan word. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Filippense 4 vers 13. Daardie genade is ons enigste hoop. Besprekingsvraag nommer 1. Waarom het God toegelaat dat die Hebreërs in Egipte woon en verdruk word? Waarom het dit so lank geneem voordat God namens hulle ingegryp het? Onthou ook dat elke persoon net so lank gelei het as wat daardie persoon geleef het. Die tyd van lyding vir die volk as geheel was lank, maar elke individu het net so lank gelei as sy of haar eie leeftyd. Waarom is dit belangrik om daardie onderskeid te tref wanneer ons menslike lyding in die algemeen probeer verstaan? Vraag nommer 2. Dink verder na oor die vraag hoe God Moses se vlamskerp optrede die moord op die Egiptenaar kon gebruik. Stel jou voor, hy het dit nie gedoen nie. Sou dit beteken dat die Hebreërs uiteindelik nie verlos sou word nie?